Goeienaand. Psalm 51 is nie 'n opdrag van iemand geskryf nie. Dit kom uit Dawid se hart. Tog sou Dawid nie Psalm 51 sommer uit homself geskryf het nie. Daar moes eers iets gebeur. Iets wat nie sou gebeur het as God nie ingegryp het nie. Die inleiding tot die Psalm verklaar dit. 'n Psalm van Dawid, na aanleiding daarvan dat die profeet Nathan na hom toe gekom het oor sy oorspel met Batsheba. Dalk sou ek en jy ook nie vanaand oor ons sonde en ons toestand voor die Here nagedink het, as die Here nie juis vanaand deur sy woord hieroor met ons praat nie. Dawid se reaksie op die profete woord is ingrypend. Dit sny diep in sy wese in, verby oppervlakkige verskonings en selfregverdiging en menslike versagting. Dit vlek sy lewe voor die Here oop. Vers 5 tot 7. Ja, my oortredinge ken ek, van my sonde bly ek altyd bewus. Teen U alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in U oë. U uitspraak is dus reg en U oordeel regverdig. Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geword het. Dawid beskryf die gevolge van sy sonde met 3 woorde. Hy het oortree, vers 2 en vers 5. Hy skuld die Here, vers 4, 7 en 11. Dit is sonde, vers 4, 5, 6, 7, 9. Wat hy gedoen het was niks anders as 'n rebellie teen God nie. Hy het God se wil skeef getrek. Hy het die doel van die Here met sy lewe gemis. Nog erger, Dawid besef dat die probleem baie dieper is as hierdie enkele dade wat hy gepleeg het. Ek was al skuldig toe ek nog gebore is, Here. Met sonde belaai toe my moeder swanger geword het. Ook die woorde wat hy gebruik om aan te dui wat moet gebeur voordat hy weer voor God in die regte verhouding kom, is intens. Dit gebeur nie sommer net nie. Die sondes moet eers uitgewis word, vers 3 en 11. Hy moet skoon gewas word, vers 4 en 9. Hy moet gereinig word, vers 4, vers 9, vers 12. Hy moet ontsondig word, vers 9. En vir dit om te gebeur, is daar 'n voorvereiste. Hy het genade nodig, hy het barmhartigheid nodig, vers 3. Hy moet by die feit verbykom dat God regverdig is, vers 6. Hy het 'n redder nodig, vers 16. Hy kan net staat maak op die goedheid van die Here. En dit alles, my liewe broer, my liewe suster, is nodig voordat ek en jy as sondaars in die regte verhouding met God kan lewe. Niks minder is nodig nie. Skielik besef ek nou in my oordenking met groot dankbaarheid hoe groot die plaasvervangende dade van Jesus Christus vir my is. Hy moes in my plek ly, sodat al hierdie dinge met my kon gebeur. Deur sy verdienste het hy my sondes uitgewis, my skoon gewas, my gereinig, my ontsondig. Hy is die vervulling van die genade en die barmhartigheid en die getrouheid en die redding en die liefdestrou waaroor Dawid sing. Deur hom alleen het God nie sy gees van my weggeneem nie. Deur hom het God nie sy aangesig vir my verberg nie. Deur hom kan ek weer vrede en vreugde en blydskap belewe. Deur hom word my gees vernuwe en deur hom sal ek nie van God af wegdryf nie. Ja, deur Jesus se verlossingsdade word ek ook verander. Word ek in staat gestel om die Here met toewyding te dien. Deur hom ontvang ek woorde van lof vir God. Deur hom word ek in staat gestel om ander te leer en op
om op die regte wyse en met die regte gesindheid die Here te dien. Daarom dank ek vanaand die Here. Ek sou nie vanaand uit myself uit Psalm 51 gesing het nie. Daarom dank ek die Here. Dank ek hom ook dat ek hierdie psalm kan sing, soos wat dit in Christus Jesus vir my vervul is. Wees my daarom genadig, o God. In u troue liefde wis my oortredinge daarom uit in u groot barmhartigheid. Was my daarom skoon van skuld en reinig my daarom van my sondes. Om Christus ontwil. Amen. Goeienaand.